Goeiemôre, liewe vriende. Het is my voorreg om so saam met jou hier te wees, om voor die Here by mekaar te kom. Al sit jy in jou gesin dalk alleen in jou huis, ons weet nie vir hoe lank dit nog so sal wees nie. Dit lyk na of dit nog lank gaan wees. Maar jou dissipline en jou toewyding om die Here te soek, sal geseën wees. Die Here sal nooit dat sy woord ook in jou lewe leeg na hom toe terugkeer nie. Mag jy ervaar dat die drie-enige God die een is wat vanmôre ook hierdie toewydingsgeleentheid, hierdie tydjie van aanbidding, dat hy self teenwoordig is, dat dit in sy naam is, dat ons dit kan doen. Kom ons sing saam 'n lied uit ons liedbundel, liedboek 190, om ons Here, die koning van die konings, aan hom die eer te bring. Vriende, kom ons lees dan nou saam uit die woord van die Here uit Genesis. Nou dit gaan vanmôre 'n interessante gedeelte. Dis 'n geslagsregister. Genesis hoofstuk 5, die geslagsregister vanaf Adam. Ek gaan nou net lees hier van die 6de geslag af. Dis nou Jered. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy die vader geword van Henog. En Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar geleef en hy het seuns en dogters gehad. Jered was dus 962 jaar toe hy gesterf het. Toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en hy het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Ons lees net tot sover en dan wil ek graag hê dat ons vanmôre bietjie fokus op die lewe van Henog, soos ons dit nou hier vind in hierdie gedeelte. Interessant hoe dat die mense oud geword het in daai tyd, of die jaartal daai tyd ook bereken was, presies soos jaartalle deesdae, ek weet nie of dit wel so was dat hulle veel jare langer ouer geword het, dit weet ek ook nie. Maar die feit is, ons gaan vanmôre kyk na Henog. Saam met dit wil ek graag lees uit Hebreërs. In Hebreërs het ons daar 'n opgawe van geloofshelde. Mense na wie toe ons kan opsien
as gelowiges, en Henog was ook een van hulle. Ons lees in Hebreërs 11 vers 5. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. Hy is nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. En as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Kom ons maak eers ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelvader, ons wil vanmôre baie eeue terugkyk na die lewe van Henog. En ons wil dit wat U vir ons in die woord laat opteken het, ook veral oor sy lewe, wil ons nou onder 'n vergrootglas bekyk. En al wat ons het om op te gaan is U woord. En al wat ons het om U woord te aanvaar is geloof. En dankie dat ons weet, ons geloof bring vir ons baie naby aan U. Ons geloof bind ons aan U vas. En daarom laat ons insien vanmôre, laat ons Henog se lewe raak sien. En dat ons daaruit, ook in ons eie lewe, versterk word asseblief. Amen. Liewe vriende, voordat ek en jy 'n bietjie vir Henog onder 'n vergrootglas gaan sit, wil ek eers saam met jou na 2 interessante, vir my baie treffende, betekenisvolle teksgedeeltes kyk in die 2de brief aan Korinte. In 2 Korintiërs hoofstuk 3 lees ons vers 18 en 19. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Dis nou ons as gelowiges, ook jy. Jy weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat vir ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Elkeen van ons weerspieël die heerlikheid van die Here, maar die interessante is, hierdie heerlikheid word al meer. Dit word al meer duidelik. Dit word al helderder. Ons word al meer, sê die teks, verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Ook jy en ek het hierdie voorreg om soort van in die Here se werkswinkel in te kom weer. En dat hy, kom ons gebruik die beeld van die pottebakker, ook aan jou lewe besig is om vorm te gee, jou nuut te maak. Hierdie teks sê, ek en jy is aan die groei. Al meer word ons soos Jesus. En dan in die volgende hoofstuk, hoofstuk 4, dan lees ek daar van vers 16. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Ek lees op 'n plek dat 'n mens is van babatyd af besig om te groei tot omtrent in die ouderdom van 23 en daarna begin jy degenereer. Dis asof jy van dan af meer begin oud word in plaas van groei tot jou volheid. Nou sê hierdie teks, ons is uiterlik besig om te vergaan. Ek en jy is besig om ouer te word. Ek sien dit as ek op my motorfiets wil klim. Dit raak vir my al moeiliker om my been hoog genoeg gelig te kry
om hom oor die motorfiets se sitplek te kry. Uiterlik is ek besig om te vergaan. Maar nou wil ek ook vir julle jong mense sê, julle moet my nie vlak kyk nie. Want hierdie woord sê, al is ek uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ek dag tot dag vernuwe. Is dit nie wonderlik nie? Elkeen van ons wat kinders van die Here is, het die voorreg om te weet, ek word elke dag meer en meer nuut. Is dit waar van jou? Kan jy regtig vandag terugkyk? Kom ons sê na 'n jaar terug, kom ons sê 'n maand gelede, kan jy sê dat van toe tot nou het jy gegroei? Het jy toegeneem in die heerlikheid van die Here God? Die heerlikheid wat vir ons uitstraal, sê die teks, word net al hoe meer. Hoe gebeur dit? Wat is die sleutel daartoe om hiertoe te groei? Dat jy meer en meer, dat jy groei. Jy innerlik dag tot dag vernuwe. En die sleutel daarvoor lê in die lewe vir ons opgesluit, soos wat Henog dit demonstreer. Interessant dat ons teksgedeelte in Genesis 5 in vers 22 sowel as vers 24. Die twee tekste is ons teksverse, maar 2 keer word presies dieselfde ding herhaal. Vers 22 sê, Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef. Mooi, die ou vertaling het gesê, hy het met God gewandel. En dan staan daar in vers 24, hy het naby God geleef. Weer eens in die ou vertaling, hy het met God gewandel. Dis waarom dit gaan. Hy het naby God geleef. Henog het dag in en dag uit in die teenwoordigheid van die Here gelewe. Henog het met God gewandel. En dis mooi soos die nuwe vertaling dit sê, om met God te wandel is om naby God te leef. Om intiem met God besig te wees, van dag tot dag die pad met hom te loop. Die oorspronklike woorde wat hier gebruik word in Genesis impliseer dat Henog het arms ingehak, in en uit en heen en weer en op en af, elke oomblik saam met sy Vader gelewe. Daar was 'n intieme, persoonlike verhouding. Soos wat die nuwe Afrikaanse vertaling sê, hy het naby God geleef. Dis die sleutel. In hierdie proses van naby God leef, in sy teenwoordigheid bly leef, in hierdie proses neem my heerlikheid toe. Die heerlikheid wat van my uitstraal, neem steeds toe. Hoe meer ek in God se teenwoordigheid is, hoe meer straal sy heerlikheid ook in my en deur my. En daarom is dit so, soos 2 Korintiërs 3:18 sê, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Vers 16 van 2 Korintiërs 4, ons word innerlik van dag tot dag vernuwe. Hier in Genesis 5 staan daar hierdie mooi ding van Henog. Henog het 365 jaar oud geword. Sy pa Jered, soos volgens vers 20, het 962 jaar oud geword. En sy seun Methuselah is die man wat ons van weet in die Bybel, waarvan gesê word dat hy die oudste geword het. 969 jaar.
As Henog dan 365 jaar oud geword het, het hy in vergelyking met sy pa en met sy seun, is hy eintlik baie jonk weggeneem. Interessant is, in hierdie hele geslagsregister word daar gepraat van uitgesterf. Elke een in hierdie geslagte, soos hulle gekom het, het gesterf. Maar nie van Henog nie. Van Henog word daar net gesê, en hy is weggeneem. Hy is uit hierdie wêreld weggeneem. Hebreërs het dit so gestel, hy was net nie meer daar nie. Vir 365 jaar het hy geleef. Daar's 365 dae in 'n jaar. So Henog het 'n jaar van jare. In en uit en op en af en heen en weer, arms ingehaak, in 'n baie noue intieme verhouding met sy Vader geleef. So was sy lewe, om met God te wandel, om deur hom dag na dag vernuwe te word, soos 2 Korintiërs 4 sê, om al meer die beeld van Jesus uit te straal, soos 2 Korintiërs 3:18 sê, is 'n proses. Dis 'n proses van volgehoue, naby God leef. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Die getrouheid in sy lewe, Henog se lewe, om hierdie getuigskrif in hierdie geslagsregister te hê, dat hy naby God geleef. Dit word van geen ander persoon in hierdie geslagsregister gesê nie. Hy het naby God gelewe. Hebreërs hoofstuk 11 sê daar in die 5de vers, hy het geleef soos God dit wou. Met ander woorde, om te leef soos God dit wil, is om naby God te leef. Om te leef soos God dit wil, is om elke dag, van oggend tot aand, mense sou sê, as jy die psalms lees, hoe dat die psalmskrywers jubel oor hulle in die nag ook kan weet, die Here is daar. Hy gee aan sy beminde selfs in die nag. Hy het dag en nag vir 365 dae lank, 365 jaar lank, naby God gelewe. Dis Vader se begeerte. Dis sy hartsbegeerte, as hy na jou kyk. Ek wil hê, jy moet intiem saam met my elke oomblik van die dag wees. Jy moet as het ware arms ingehaak, saam met my leef, in alles wat jy doen. Om naby God te leef, het dan 'n ingrypende invloed op jou lewe. Mens kan nie, geen mens kan, naby God leef, in God se teenwoordigheid kom, en onaangeraak daar wegloop nie. Vader het hierdie besondere manier, om hulle wat naby hom lewe, so aan te raak, dat hulle lewe totaal vernuwe, dat hulle lewe verander. Dis wat 2 Korintiërs 4:16 gesê het. Om naby God te leef, word jy dag vir dag vernuwe. Vers 18 van hoofstuk 3, die heerlikheid wat uit jou straal, neem steeds toe. Al meer soos Jesus. Dis wat die teks sê in Hebreërs 11 vers 5. Al meer word ons verander om aan die beeld van Jesus gelyk te word. En dat sê die Hebreërbriefskrywer, hy is weggeneem. Genesis sê hy is weggeneem, Hebreërbrief sê hy was net nie meer daar nie. Dit is wat geloof doen.
Geloof het 'n manier om jou uit hierdie wêreld uit te haal en vir jou nuut te maak. Dat jy nie meer wêrelds is nie. Nie meer wêreld gelykvormig nie. Maar jy het nuut geword. Dis wat geloof aan 'n mens doen. Paulus sê in Kolossense, die brief aan die Kolossense, dit op 'n baie interessante manier. In Kolossense 1 lees ons daar dat hy sê in vers 13, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun, vir wie hy lief is. Om uit die wêreld uit te kom, om uit die mag van hierdie wêreld, uit die mag van sonde uit te kom, los te kom, vra 'n magsdaad van God. Dis waarom in Efesiërs daar so mooi staan in Efesiërs 1, dat dieselfde kragtige werking wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die kom werk in ons. Deur daai selfde kragtige werking word ons elke dag meer en meer vernuwe. So, om die taal van Paulus te gebruik in Kolossense 1, vers 13, is ons word uitgeruk, weggeruk uit die duisternis en oorgeplaas onder die heerskappy van Jesus. Dis wat verandering bring. Dis die verandering. Hy maak nuut. Die ou dinge is verby, soos 2 Korintiërs 5:17 sê. Johannes het op 'n plek as die doper, Johannes 3 vers 30. Hy word meer, ek word minder. En dan leef ek nie meer nie. Dan leef Jesus in my. Dis wat Galasiërs 2:20 sê. So wat dan nou? Wat van hierdie wêreld? Want ons lees dat die intimiteit van Henog met sy vader het gemaak dat hy weggeneem is uit hierdie wêreld. En ons sien dit in 'n Christense lewe. Hy pas nie meer in die prentjie van die wêreldsheid nie. Hy word daaruit weggeruk. Hy word onder nuwe heerskappy, onder Christus se heerskappy geplaas. En ek wil dan hierdie huis weggeneem uit die wêreld, en hy is nie meer daar nie, en in 'n kondisie nie, wil ek graag so interpreteer, dat ons is nie meer wêrelds nie. Maar wat van hierdie wêreld? God het hierdie wêreld lief. God wil hê dat hierdie wêreld moet verlore gaan nie. Hy wil hê dat mense gered moet word. En Henog, hierdie naby God lewe, dit beteken dat Henog daarom van hierdie wêreld weg is en eintlik glad nie meer omgee wat in hierdie wêreld aangaan nie. Ek dink nie dis die waarheid nie. Hierdie teks in Genesis sê Henog het seuns en dogters gehad. Dit beteken hy was die pa van 'n huis. Dit beteken hy het 'n vrou gehad. Dit beteken hy moes ook in hierdie huwelik hoor, huwelik dit en huwelik dat. Hy moes ook hoor dat die kinders dit en dat in die verskillende eise wat hulle aan hom stel. Hy was die pa van sy huis. Hy is nie uit die wêreld weggeneem nie. Hy het kinders gehad. Maar my liewe vriende, daar is nog 'n baie interessante ander teksgedeelte wat vir ons nog meer vertel van Henog se lewe. Daar's 'n boekie net voor Openbaring, 'n brief van Judas. Dit mag wees dat Judas persoonlik ook in die fisiese lewe 'n broer van Jesus was. Want Jakobus, weet ons, was 'n broer van Jesus, en hier staan Judas was ook 'n broer van Jakobus. Maar nogtans, hierdie briefie is net een hoofstuk lank. En in hierdie briefie lees ons van Henog.
Vers 14 staan daar, dis oor hierdie mense dat Henog, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy 1000 heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. So Henog het oor hierdie mense van sy tyd teenoor hulle geprofeteer. Hy het sy roeping vervul om nie net aan die Here se teenwoordigheid te leef nie, maar met almal wat rondom hom is, betrokke te wees. Nou hierdie sleutelwoord, hierdie mense, dis vir hierdie mense wat hy teenoor geprofeteer het. Hierdie woord, hierdie mense word baie keer in hierdie briefie herhaal. Hierdie mense, lees ons, was goddeloses. Hierdie mense was mense wat bedrog gepleeg het. Hierdie mense was mense wat geleef het na die vlees. Interessant, vers 10 sê, hierdie mense praat lasterlik. Hierdie mense van hierdie wêreld waarin ek en jy leef, praat nie meer goeie Afrikaans nie. Hulle praat 'n taal wat vir mense ore seermaak. Hulle praat lasterlik. En sê die teks, hulle word deur hulle natuurlike drange gedryf. Dis hierdie mense. Hierdie mense kom in opstand, staan daar. Hulle het in opstand gekom. Hulle besoedel hulle liefdesmaaltye. Hulle leef net vir partytjies. Hulle eet en drink en hulle hou net partytjies. Dis hierdie mense teenoor wie hy geprofeteer het. Hy het hulle geken. Hierdie mense, sê vers 16, kla gedurig. Hulle is met net mooi niks tevrede nie. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, staan daar in vers 16. Hierdie mense bring verdeeldheid, sê vers 19. Henog was dus ook in hierdie wêreld. Interessant, né? 7 geslagte na Jesus, na Adam. Word hier van hierdie mense dit vertel. Klink soos vandag, né? Het klink soos die mense van ons tyd. Maar God het vir jou kom haal, kom roep, kom maak by my in. Kom leef saam met my. Kom wandel met my elke dag. Dan sal ek gee dat jy nuut word, dat die ou dinge verby is. Ek sal gee dat die heerlikheid van jou lewe meer en meer toeneem. Dat jy innerlik, al is jy uiterlik besig om te vergaan, innerlik word jy dag vir dag vernuwe. Kom ons hak by God in. Kom ons leef in 'n intieme verhouding met hom. Soek hom in die oggend as jy opstaan. Soek hom elke oomblik deur die dag. Elke besluit wat jy moet neem. En vanaand kan jy nog altyd saam met hom sê, Here, baie dankie vir vandag. En in u hande wil ek nou gaan slaap. Seën vir julle. Groei asseblief. Ook in hierdie intieme verhouding met hom. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Here. Dankie dat ons nuutheid, die varsheid van ons lewe, die volheid van ons lewe in u is. Dankie dat u ons dag vir dag vernuwe. Ons bid, Here, wees vir ons almal in hierdie tyd, al ons gelowiges, ons ou mense, ons jong mense, wees met hulle almal baie naby en vernuwe hulle in Jesus naam. Amen. Ons gaan weer 'n lied saam sing. En die lied is dan 'n lied uit die ou psalmboek. Was dit Psalm 18? Ek het U hartlik lief, o Heer. Kom, ek nooi jou om saam met my jou liefde vir hom te verklaar. Ek het U baie lief, o Heer, my
ontvang nou die Here se seën en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.